1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Moses en die brandende bos. Op 'n warm dag, diep in die woestyn, het 'n skaapwagter met die naam Moses sy skape opgepas. Jy onthou nog van Moses, né? Nee? Hy was die babatjie wat in die mandjie op die Nylrivier gedryf het. Nou was hy 'n groot man en hy het elke dag vir sy skoonpa Jethro se skape gesorg. Moses was baie lief vir die skape. Hy het hulle na groen weivelde geneem en gesorg dat hulle altyd vars water het. Maar in die woestyn was dit nie altyd maklik om sulke plekke te kry nie. Soms moes hy baie ver stap. Eendag het Moses sy skape na 'n spesiale berg geneem. Die mense het hierdie berg Horeb genoem, maar dit was ook bekend as God se berg. En terwyl Moses daar rondgeloop het, het hy iets ongelooflik gesien. Daar, reg voor hom, was 'n doringbos wat aan die brand was. Maar wag, daar was iets vreemd aan hierdie vuur. Die bos het gebrand en gebrand, maar dit het nie uitgebrand nie. Die takke en die blare het nie swart geword nie. Moses het sy oë gevryf en weer gekyk. Wat op aarde gaan hier aan? Het Moses vir homself gesê. Ek moet nader gaan om te kyk. Net toe Moses nader stap, het hy 'n stem uit die brandende bos gehoor. Moses, Moses, het die stem geroep. Moses het geskrik en sy hart het vinnig begin klop. Maar hy het dapper geantwoord. Hier is ek. Moenie nader kom nie, het die stem gesê. Trek jou skoene uit, want die plek waar jy staan is heilige grond. Moses het dadelik sy skoene uitgetrek en sy gesig met sy hande bedek. Hy was bang, maar ook vol verwondering. Toe het die stem weer gepraat. Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob. Moses het geluister terwyl God verder gepraat het. God het vir hom vertel dat hy die hartseer van sy volk, die Israeliete, in Egipte gesien het. Hulle was slawe en het baie swaar gekry. Moses, het God gesê, ek het jou gekies om my volk uit Egipte te lei. Jy moet hulle na 'n nuwe land toe vat, 'n pragtige land waar daar baie kos en water is. Moses het groot geskrik. Ek? Maar Here, ek is net 'n gewone skaapwagter. Hoe kan ek al die Israeliete uit Egipte lei? En wat as hulle my nie glo nie? God het sag en bemoedigend geantwoord. Moenie bang wees nie, Moses. Ek sal by jou wees. Ek sal jou help. Wanneer jy die volk uit Egipte bring, sal julle my op hierdie berg aanbid. Moses was nog steeds onseker. Hy het gevoel dat hy nie goed genoeg was nie. Maar diep in sy hart het hy geweet dat God altyd sy beloftes hou. God het beloof om by hom te wees. En Moses het besluit om God te vertrou. Dit was die begin van 'n groot avontuur. 'n Avontuur waarin God sy volk sou red deur 'n gewone skaapwagter te gebruik. En weet jy wat? God het sy belofte gehou. Hy was die hele tyd by Moses en het hom gehelp om dinge te doen wat hy nooit gedink het hy kon doen nie. Maar hoe het Moses die Israeliete uit Egipte gelei? Wel, dis 'n storie vir 'n ander dag. Onthou, God praat ook met gewone mense soos ek en jy. Hy het 'n spesiale plan vir elkeen van ons, net soos hy vir Moses gehad het. Fluit, fluit, ons storie is uit.